Goeiedag aan al die tieners en ouers, en sommer net almal wat saam met ons gaan Teen Talk. Nou die gedagte met Teen Talk is dat ons wil graag tieners se opinies hoor oor sekere temas oor die lewe. Nou ons het dit goed gedink om as ouer generasie, ek en Dominique Chris is nou 'n paar generasies ouer as hierdie klomp tieners, om net so half bietjie die brug of die gaping te brug tussen die ouer generasie en die nuwe generasie, want vandag se tieners het ander issues, ander dinge wat hulle deurwerk, hulle dink anders oor die lewe as wat ons dink en selfs gedink het toe ons tieners was. So ek dink is nodig om 'n bietjie gesprek te hê. Ek dink heeltyd aan Stephen Covey, wat 'n boek geskryf het, 7 Habits of Highly Effective People, en een van die habits in die boek is, it's not either or, but both and more. So die gedagte is, dis nie ons siening wat reg is en julle sin verkeerd, of julle sin wat reg is en ons verkeerd nie. Ek dink, ons kan by mekaar se sieninge leer, sodat ons nog 'n groter resultaat op die einde van die dag kan hê. So, dit is die gedagte agter Teen Talk, en ek het dit goed gedink om vandag se tema sommer dan te maak, skool. So, maar voor ons dit begin, moet ons seker nog net eers almal bekendstel. Hierdie is RB, daar is Vicky, en is Dominique Chris natuurlik, en ek is Jaco. So, ons gaan praat vandag oor skool, en alles rondom skool, en gedagtes deel rondom skool. So, is julle ouens in en gereed vir ons tema? Jaco, kan ons slang van ons milkshake? Julle is welkom om milkshake te drink, julle. Ek moet nou net vir Dominique vra, is dit die nagmaal vir die dag? Nee. Hy is so lekker koud nou hier sommer. Sommer net 'n ligte vraagie oor skool wat belangrik is vir ek dink almal van ons is, wat is jou gunsteling en of dan nou slegste vak op skool? My gunsteling sal alweer sport wees, want ons doen nie regtig baie daarin nie, so dis my eintlik 'n afbrede. Lekker, ja. Vir my was die gunsteling maar altyd wetenskap. Ja, dit was my net so interessant en ek het dit net vreeslik baie geniet. By jou slegste? My slegste moet ek sê was LO, net omdat ek nooit regtig dink dit is belangrik nie, en toe die eksamen kom was dit maar redelik belangrik. Jou slegste? Teg, want daar is nie regtig baie kontak nie, so dit was maar 'n bietjie moeilik om aandag te gee in die klas. Dominique Chris, wat was jou gunsteling vak op Weet jy, skool? Jaco, dis so lank terug nou, maar ek dink droogmaak was ons spesialiteit en pauses het ons wonderlike klas gehad. So, nee, het skool was baie lekker. Pauses en LO en Biologie. Jy weet iets wat jy nie hoef te geleer het. Ja, great. Nou, volgende vraag is miskien, watter vak dink julle, leer julle die meeste of dan die minste uit? Vir my was die vak waaruit ek die meeste geleer het, was maar wiskunde. Wiskunde, dit leer mense om probleme op te los. Nie net in wiskunde self nie, maar dit leer jou om anders dink oor die lewe, bietjie buite die boks en nie net na jou reëls wat jy het te kyk nie, maar om dit bietjie te draai en bietjie anders daarna te kyk. So vir my was wiskunde was net great, en my slegste ongelukkig was maar Afrikaans. Ek het altyd gevoel, ek kan Afrikaans praat, ek kan mooi lees, dis nie so belangrik nie. Wat leer jy die meeste en die minste uit? Ek sal nie sê ek leer die meeste nie, maar ek hou baie van die soos onderwysers, dit is maar hulle wat vir my die vak maak, of ek raak nou of nie. Yes. Okay. Doen julle enige sport of kulturele of enige ander aktiwiteite behalwe skool? Nee, ek doen niks buite skool nie, ek lees maar en stap en middag mee. Lekker. Ek is ook mal oor lees, maar ek is maar 'n rugby man. Ek het al baie jare rugby gespeel en ek gaan teen my ma se spyt nog baie jare speel. Dominique Chris, het jy op skool enige iets gedoen, sport of kultureel? Nee, het was maar cricket en so. Okay. Ja, cricket was die liefde. Ja, ek was nou maar weer die kulturele seun, so ek het koor gesing en weet versies opgesê op hierdie kunswedstryd en al daai tipe van goed. Okay, man, ek dink een van die redelike belangrike vrae is miskien rondom skool is skool regtig nodig? Dink julle skool is nodig? Ek sal sê ja, ek dink dit is, natuurlik is dit die akademiese deel wat jy besef wat jy wil doen met jou lewe. Dalk nie altyd 100% nie, maar jy kry 'n idee in watter rigting gaan jou lewenspad gaan dan. En ook natuurlik, ek as 'n enkel kind sien altyd die waarde in om elke dag met ander mense van my ouderdom in kontak te wees. Dit is vir my net crucial om daai tyd met mense te spandeer en daai vaardighede aan te leer om te kan kommunikeer. Okay, Vicky? Ja, ek dink ook dit is soos hoe jy die onderwysers behandel, jy kry daai vaardighede hoe met ouer mense hulle te behandel en dit help jou om verder soos in jou gaan die dissipline. So, dink julle nie mense kan maar skool eerder skiep nie? Of daar hierdie ouens wat soos vroeg al uit die skool uit gaan, standaard 6 of standaard 8 of graad 8, wat nou nog van standaard, wys jy nou die generasie gehad. Maar of dink julle dis net mis hulle uit of mis hulle nie eintlik uit?
Ek dink hulle mis definitief uit na al die geleenthede wat hulle kry op skool maar ja. Okay. Nee, ek stem saam. Ek meen, daar's soveel, selfs my laaste jaar was my beste jaar. So jy mis uit op daai en selfs net na die tyd. Daai klein bietjie ekstra paar jaar, dit beteken soveel meer vir jou en jou geleenthede in die lewe. Dink jy net die skool is soos 'n amper soos 'n gimnasium, doen die Christus het sê 'n gimnasium van selfontdekking. Is 'n veilige omgewing, soos 'n gym is, daar's klomp instrukteurs wat jou dophou en so. Is 'n veilige omgewing waarin jy jouself kan ontdek, probleme kan begin, konflikhantering begin hanteer, jy kan sosiale vaardighede begin aanleer deur vriende te maak en so. Daar's baie goeders wat jy van jouself kan leer in 'n veilige omgewing waar jy nog gevang kan word en as jy fout maak kan mense jou reghelp. So ek dink dis 'n groot deel vir my van skool wat nogal eintlik belangrik is en wat vir my sou sê is jy kan nie eintlik dit mis nie, want dit is 'n groot deel van jou groot word en selfontdekking en so. Ja, dit is definitief waar. Ek het ook my geloof het baie ontwikkel deur my skool, deur my vriendekring en deur net die skoolgroep, die geestelike groep by die skool was vir my baie 'n kerngedeelte van my begin van my geloof. So ek dink mense kan nie dink dat hoeveel aspekte is daar wat groei in 'n skoolomgewing. Yes. Ek hou baie daarvan. My geloof het ek baie gegroei deur hierdie hele skoolroman van my. Wow. Dis goed om te hoor, veral vir ons wat uit die kerkwêreld uitkom, om te hoor dat die skole daarom nog sterk staan in geloof en so, want dis 'n baie groot reminder, ja, ek dink Dominikus sal saamstem. Maar Jaco, jy weet, julle weet ook as jy in 'n vliegtuig is, daai lugwaardin is ja voor is, dan sê sy, hoor hierso, as daar moeilikheid is, dan kom die maskers uit. Moenie vir een langsaan eers jou masker gee nie. Gryp eers die masker en sit hom op jou neus sodat jy kan suurstof kry. En ek dink dis hoekom jy skool toe moet gaan. Jy kry die kans om die suurstof op jou mond te sit. Jy gaan nog ander ook help, maar jy gaan definitief niemand kan help of jouself kan help as jy eers in die masker verander wil gee nie. So ek dink jy kan maar 'n bietjie selfsugtig wees en sê nee, ek gaan skool toe, jy weet. Kry suurstof. Okay, waarvan skool? Van skool, wat hou julle net niks van? Ek sal sê die huiswerk, die middag wat jy moet opoffer vir jou huiswerk laat aande en al daai goed. Ja, vir my, huiswerk was ook sleg, maar ek het daarom nie te veel gedoen nie, so dit is nie 'n groot probleem nie. Vir my is dit die stil sit. Ek moet met my hande besig wees of kan gesels, so 6 ure 'n dag net stil sit en werk. Nee, dit het my onder gekry. Wat van onnies? Hou julle van die onnies? Of gebeur dit baie keer dat 'n ou nie van jou onnie hou? My onnie is 'n bietjie styf tans, maar nee, ek moet sê onderwysers is ongelooflik. Ek het die voorreg gehad, my eie ma was my onderwyser vir 4 jaar en dit was 'n baie lekker ervaring vir my. Maar almal onderwysers was vir 60 jaar. Dis ook weer waar. Maar ja, ek voel onderwysers kan 'n vak maak of breek in jou hele skoolloopbaan. As jy nie 'n paar lekker goeie onderwysers het nie, dan gaan jy sukkel op skool. Maak nie saak hoe goed jy is, hoe hard jy kan werk, jy gaan bietjie sukkel. Ek wil net sê, want baie keer hoor jy, maar ek hou nie van daai onnie nie, of so. Maar as jy dink is daar moeilik, dan moet jy wag tot jy in die werk is. Vra maar net vir Jaco, hy's by die kerk, en vra nou hoe jou baas is. Jy gaan dink dat jou onnie is, dan moet jy wag tot jy jou baas gesien het. Ja, ek dink net ons moet meer respek vir ons onderwysers gee, né? Ek weet nie hoe julle daar. Nee, definitief. Ek voel ek onderwysers, kinders sien altyd net as die vyand. Dis die een wat huiswerk gee, dis die een wat raas, maar in die tussentyd sonder hulle sou ons niks kon regkry. Eintlik kyk hulle mooi uit vir julle. Definitief. Okay, ons wat nou baie met jong mense werk en so, het ek nou baie gehoor, jong mense wat wil opgee. Hulle wil tou opgooi. Hulle is moeg vir skool, hulle wil nie meer. Wat is die geheim vir julle van nie opgee nie? Ek dink dit is meer 'n selfmotivering ding. Jy moet jouself motiveer om deur te druk en harder te werk sodat jy jou drome kan bereik. Okay. Nee, ek stem saam. Mens moet hard werk en jy moet besef dat 'n swak toets of 'n swak jaar, dit definieer jou nie as 'n mens nie. Jy moet kyk, wat is my uiteinde? Wat wil ek bereik? En hierdie was nie 'n bepaling van hoe slim ek is nie. Dis net 'n geleentheid om te leer. Wat het ek daar verkeerd gedoen? Waar kan ek verbeter? En besef net weer, hoekom is jy daar? Wat wil jy bereik? Yes. Dink julle balans speel 'n rol in die lewe? As ek dit sê, dan bedoel ek soos baie mense, veral daar's baie druk op jong mense. Julle kan vir myself verkeerd is op akademie. Julle moet goed akademies doen. Maar julle het ook 'n behoefte aan sport. Julle het ook sosiale ontwikkeling nodig. Julle het ook geestelike groei nodig. Jy het al daai ander ontwikkeling ook nodig. En ek bedoel as jy nou net sterk fokus op die een ding
en al die ander goedjies ook kry nie aandag nie, dan kan daai wiel mos nou nie lekker draai nie. So balans, dink jy 'n balans speel 'n rol daar? Nee, ek dink dis baie belangrik. Sport was vir my altyd ook net 'n uitlaat waar ek kan al my frustrasies net uitkry en net weer kan voorbegin en vars kan begin met werk. En selfs net met mense kuier. Jy voel net weer verfris na dit en jy voel jy kan weer inklim en hard werk. So ek dink ook is baie belangrik. En om die groter prentjie, soos jy nou terdeeg gesê, die groter prentjie dis net besef, hierdie is een oomblik, daar gaan nog genoeg oomblikke wees om te kan inhaal, maar as mens nou opgee in hierdie oomblik, dan mis jy alles wat in die toekoms lê, al die oomblikke wat dan daarna gaan wees en so. Ek wil vir Vicky vra of sy dink dat 'n mens elke dag sekere goed moet doen, help dit nie ook om te keer dat dit nie baie druk op 'n ou is nie. Hoe voel jy daaroor? Ja, ek dink dit kan, as jy dit so gedoen, dit kan jou escape wees van al die druk wat plaasvind in jou lewe en dit sal dan help as jy beter perform en alles. Hoe voel jy daaroor, RB? Nee, ek stem saam. Mense moet elke dag net, jy moenie moedeloos raak, jy moet net 'n bietjie doen. Maak nie saak hoe hoog daai berg is wat voor jou lê nie. As jy elke dag bietjie doen, jy gaan iewers daai kom. Hy gaan elke dag kleiner word. So klim net elke dag 'n stukkie en dan gaan jy daai berg oorkom. Dis 'n baie mooi voorbeeld, nee, net daai daaglikse tree. Want die meeste van ons, as ek nou dink in ons tyd, het 'n ou dit gelos tot die aand voor die tyd. En as jy alles dan inneem, dan is dit net moeilikheid op daai vraestel die volgende oggend. Ek kan vir jouself dink as 'n boer besluit hy moet Oktober moet hy sy mielies by die graansaier hê, dan kan hy in September sê, hey, nou trek ek my trekkers uit en ek plant en dan kom 'n bietjie reën en so en sien daar einde van September is ek reg vir die graansaier sê dit gaan nie werk nie. So ek dink deel daarvan is ook om te sê julle het mos daai reël just do it. Just do it. Yes. Ja. Okay, nou julle opvoeding, is dit julle ouers se verantwoordelikheid of is dit die onderwysers se verantwoordelikheid? Wie se verantwoordelikheid is dit? Dit is bietjie van almal se verantwoordelikheid. Ek meen, dit is definitief vir ouers wat dit moet vir jou beskikbaar stel in die begin. Jy gaan nie eendag self besluit jy wil skool toe gaan nie, definitief nie. Daarna word dit die onderwysers in. Ek meen, jy kan nie, maak saak hoe baie van 'n vak hou nie of hoe slim jy is nie. Yes. Sonder 'n goeie onderwyser gaan jy dit nie kan doen nie. So dit word dan definitief weer die onderwyser se verantwoordelikheid, maar dit val terug op die ouers. Kinders gaan nie by die huis sit altyd net en werk en wil huiswerk doen en leer nie. Ouers moet maar daar ook 'n bietjie weer aanhelp. Hoe dink jy daaroor? Ja, ek stem saam met dit, die balans tussen jou ouers en die onderwysers, jy moet draai en alles. Nou ek wil 'n bietjie julle challenge op daai gebied. Ek dink weer anders daaroor. Ek dink ja, dit is veral in die begin jou ouers en die onderwysers in, maar ek dink grootliks is jou opvoeding jou eie verantwoordelikheid. Ek dink daaraan, jou ouers maak jou groot en hulle leer jou om tande te borsel en daarna hamer hulle nie elke dag daaroor nie, dan is dit jou eie verantwoordelikheid wat jy moet hê om jou tande te borsel. Is dit nie so nie? Nou is skool nie dieselfde nie. In die begin is dit nodig, hulle moet jou soontoe vat, die skool is daar, die onderwysers is daar vir jou, maar wat jy daaruit gaan kry is op die einde van die dag wat jy daarvan gaan maak, is dit nie. Dis jou eie verantwoordelikheid of jy gaan leer en of jy nou net daar gaan sit en met polletjies rol. Nee, dit is so. Ek het nou hierdie jaar wat ek nou self besef van ek is hierdie jaar in 'n koshuis en dit is letterlik my keuse elke dag of gaan ek klas toe of gaan ek in die bed bly. Yes. So hierdie jaar het ek besef jy moet self verantwoordelikheid vat vir jou eie studies en dit is 'n moeilike ding. Ja, definitief. Ek gebruik altyd die voorbeeld van ek was betrokke vir 'n ruk lank by 'n gap year program gewees en ons het elke jaar gesien as die studente inkom, daar's studente wat inkom wat hulle ouers wil hê hulle moet hierdie jaar doen, hulle wil nie regtig daar wees nie. Dan is die ouens nou maar daar, hulle is halfhartig daar, hulle neem maar halfhartig aan alles deel. So hulle ervaring van die hele jaar is dan maar 'n halfhartige ervaring, want hulle gee nie baie nie. Terwyl daar ouens inkom wat self gekies het om daar te wees en hulle suig die murg uit die been van daai jaar en hulle neem deel aan alles en hulle ervaar alles en op die einde van die dag is dit hulle self wat daai jaar van hulle wow gemaak het. So en ek dink dit is dieselfde met skool. Jy kan kies of jy nou maar net gaan deur cruise en of jy regtig dit 'n incredible ervaring gaan hê en of jy 'n storie gaan kan hê om te vertel op die einde van die dag. Dis maar hoe ek daarna kyk. Ja. Okay, so nou kom 'n mens baie keer en ons hoor jong mense wat nou sleg gedoen het vir die verlede jaar bijvoorbeeld nou wat nou? Nou het jy sleg gedoen verlede jaar, is dit nou die einde, wat nou? Hoe hanteer julle dit as jy nou verlede jaar bijvoorbeeld nie goed gedoen het? Ek dink jy moet maar deurdruk, jy moet dink vir jouself dat jy moet harder werk, jy gaan die vrugte van jou harde werk pluk. Nee, ek stem saam. Nee, mens moet harde werk, jy moet dink
wat wil ek bereik? Jy moet nie net dink, okay, daar's 'n slegte jaar. Jy moet dink, ek moet net aanhou werk. Ek moet aanhou myself herinner, wat wil ek hê uit hierdie program uit? Wat wil ek hê uit skool uit? En een klein slegte toets of slegte jaar kan my nie bepaal hoe ek gaan doen nie. Ek bepaal dit, hoe ek nou werk en wat ek nou doen. Yes. Ag, ek dink aan ouens soos Beethoven. Beethoven se musiekonderwyser het vir hom gesê hy's hopeloos, daar's geen hoop vir hom. En kyk wat het hy accomplish. Verstaan? Henry Ford het vrek sleg op skool gedoen en kyk wat het hy accomplish by einde van die dag. Sy Ford het goed gedoen. So ek dink een tydelike setback is nie noodwendig 'n manier vir of 'n rede vir opgee nie. Ek dink daar's genoeg hulp en genoeg mense en omstandighede wat jou kan help om dit weer te oorkom. Stem jy dit saam? Ek weet wat sou jy vir 'n ouetjie sê wat sê net maar daar sit en hy kyk jy sê ja, is maklik vir julle. Jy weet daar's mos ouens wat maklik 7 onderskeidings kry en alles werk net vir hulle, jy weet. Ek dink die onderwysers werk hulle punte net bietjie anders. Maar wat sê jy vir daai ouetjie wat dis 'n nuwe jaar, die skool is al klaar uitgestel, dit begin laat, hulle moet nog half op die rekenaar en alles. Wat sê jy vir hom? Ek moet sê, ek sal net vir haar sê, daai slegte toets, daai slegte jaar, dit bepaal nie hoe slim jy is. Soos 'n nuwe begin. Dis 'n nuwe begin. Al wat gaan bepaal hoe slim of hoe goed of whatever jy is wat jy nou doen. Niks wat in die verlede gebeur nie. Gebruik daai as 'n geleentheid. Sê vir jouself, wat kan ek beter doen? Het ek gesukkel met notas, met die moeilikheidsgraad of net het ek te min gewerk? Fokus net op hoe kan jy verbeter en werk net harder. En dit wat jy nou doen bepaal wie jy is, nie wat jy in die verlede gedoen het. Ja, dankie want ek dink dit is baie belangrik. Yes. Dit sit ons nou sommer op die rol vir die laaste vraag. Ons laaste vraag is, ek wil graag hê julle moet vir ander tieners wat kyk, tips gee oor skool. Watse algemene tips sal julle vir hulle gee van, doen hierdie of doen dat, om skool regtig great ervaring te maak? Ek dink jy moet elke geleentheid wat jy kry, soos wat Erwin nou gesê het, jy moet dit vat en die beste van dit maak. Die beste van jou situasie maak. Nee, dis presies so, soos hy sê, geleenthede, dis wat dit vir my is. My motto op hoërskool was, sê altyd ja. En neem dit nou met 'n knippie sout, ek besê nie gaan kuier die aand vir 'n wiskundetoets nie, maar ek bedoel, daar is soveel geleenthede om sport te doen, om koor te doen, om enigiets te doen, selfs al kan jy nie regtig gedoen nie. Dis 'n geleentheid om te leer en om jouself te geniet. Ek moenie nee sê vir geleenthede omdat jy bang is wat jou vriende gaan sê of wat mense van jou gaan dink nie. Doen alles, doen letterlik alles en jy gaan 90% van dit geniet. Jy gaan 90% van alles wat jy doen geniet. So as jy net 2 goed doen, gaan jy net 1 ding geniet. So doen alles en dan gaan jy net soveel meer geniet. Ek hou daarvan. So sy lese is net just do. Presies. Chris, miskien van jou kant af, watse tips sal jy miskien gee? Ja, ek wil net sê, kyk, is nou inperking, né? En skool was nou die lekkerste tyd, ek moet sê, vir my en ons tyd. En ek weet, dis vir hulle onmoontlik om dit te glo, maar dit was nie vir die leer en dit was vir die vriende en vir al die pret wat ons gehad het en die droogmaak en daai. Maar ek dink, as die skool nou oopmaak, en hy maak weer heeltemal oop. Ek wil jou pa en jou ma betaal hengduur vir daai skool, né? Gaan sommer 6 dae weer. Ek dink so lank moet ou rus, die Bybel sê so. Maar gaan 6 dae skool toe man. Al sit jy nie in die klas nie, geniet dit daar. Weet jy, reël met die sekuriteit dat jy die 6de dag op by die skool is of so. Nee, ek dink net soos wat jy net gesê het, 'n ou moet ten minste in die klas wees. Ja. Jy kan nie leer as jy nie jou mentor daar voor jou het of wat op aanlyn of op 'n manier. So doen jou beste. As jy 'n ou is wat net 50 moet kry, moet jy 50 kry. Ja. Met 'n bietjie lak 51. Maar as jy 'n 90 een is, dan moet jy jou 90's kry. Dis hoe dit werk. Want die Here vra dit. Ja. Miskien die laaste wat ek net kan sê, vanuit die Bybel sê die Spreuke 2, soek wysheid soos wat jy na 'n skat sal soek, soos wat jy na silwer sal soek, soos wat jy na goud sal soek. En daai wysheid is eintlik nie net hierdie kennis waarvan ons praat nie, maar is 'n verhouding met die Here. En ek dink as jy 'n verhouding met die Here het, is dit nie te sê jy gaan jou wiskunde deurkom, maar jy weet ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Dit beteken ek is bereid om my beste te lewer. En as jou beste dan nie die wiskunde is, dan vat jy 'n vak waarin jy jou beste is. Maar leer, gaan skool toe. Ja, ek hou daarvan. Miskien van my kant af net, ek dink daar's 2 goedjies wat ons albei in ons gesprek net nou aangeraak het. Dis nommer 1 die balans ding. Ek dink moenie net op akademie fokus nie, maak seker jy fokus op jou gesinstyd, op jou geestelike tyd, jou tyd met die Here.
Maak seker jy ontwikkel jou hobbies en dit wat jou belangstellings. Maak seker jy gee aan al daai goed aandag vir die wiel om ordentlik te kan draai. En dan ook, soos wat ek nou gesê het, suig die murg uit die been van jou skoollewe uit. Jy het net een kans om skool te kan doen, so maak dit die beste jare van jou lewe. RB het nou gesê, dit was sy beste jare. Toen die Chris het gesê, dit was sy beste jare. Ek dink, maak dit jou beste jare deur die murg uit die been uit te suig. Leer waar jy moet leer, doen wat jy moet doen, neem deel aan alles wat jy kan doen, en maak dit regtig 'n great ervaring vir jouself. Wat sê julle daarvan? Yes, so. Nou ja, toe baie dankie. Ek dink dit was 'n lekker kuier. Ek dink ons kon almal bietjie by mekaar leer. Dankie vir julle harte en julle opinies. Ek waardeer dit. RB, Vicky, bless julle. Dankie dat julle saam met ons kon kuier het. En mag 2021 vir die tyd die wonderlikste skooljaar wees. Amen. Amen.